Hallo liewe graad 4's en welkom. Vandag gaan ons saam 'n bietjie oefen vir julle groot eksamen oor die eerste Afrika boere en die Juistertydperk. Dink jy aan as 'n lekker spelletjie om te sien wat julle alles kan onthou? So, is almal reg om daai brein 'n bietjie te laat merk. Onthou, dis net vir die pret. So, ontspan. Die doel is om saam te leer sodat jy super gereed voel vir die eksamen. Goed, kom ons spring weg. Reg, kom ons duik dadelik in by ons eerste deel, van trek na vestiging. Dit gaan alles oor die storie van hoe die eerste boere opgehou het om rond te trek en uiteindelik 'n permanente tuiste gevind het. Kom ons kyk bietjie. En hier is ons eerste vraag. Dink mooi, hoe lank gelede was dit? Ongeveer watter jaar het die Afrika boere na Suider-Afrika begin trek? Ek gee julle 'n oomblik om te dink. En die antwoord is ongeveer 2000 jaar gelede. Wow, kan jy glo dis so lank gelede? Dis min of meer toe die Ystertydperk hier in ons deel van die wêreld begin het. Vraag nommer 2. Wat beteken daai groot woord nomadies? Wat het die Afrika boere gedoen toe hulle nog 'n nomadiese leefstyl gehad het? Dink 'n bietjie. Presies, hulle het getrek saam met die seisoene. Stel jou voor, as die grasie op is, dan pak hulle alles op en trek na 'n nuwe plek met vars gras en water vir hul diere. Hulle was dus altyd aan die beweeg. So as hulle altyd in die beweeg was, wat het dan gebeur wat alles verander het? Wat was daar die een groot, slim ontdekking wat gemaak het dat hulle kon sê, weet jy wat, kom ons bly sommer net hier? Jep, daar het jy dit. Hulle het die geheim van sade ontdek. Hulle het agtergekom as hulle saadjies in goeie vrugbare grond plant en dit water gee, dan groei dit in kos. So skielik kon hulle hul eie kos kweek reg waar hulle was. Hierdie is 'n baie belangrike een, so spits julle ore. Wat is die allergrootste verskil tussen hoe die Afrikaans boere geleef het en hoe die Khoikhoi veewagters geleef het? Wel, die groot verskil is presies dit. Die Afrikaans boere het op een plek gebly. Hulle het permanent gevestig om gewasse te plant. Die Khoikhoi, aan die ander kant, was meestal nomadies en het saam met hul vee getrek op soek na beter weiding. Sjoe, julle is slim. Fantasties gedoen met deel 1. Nou spring ons na deel 2, 'n boer se lewe. Hier gaan ons 'n bietjie kyk hoe 'n normale dag vir hierdie boere gelyk het, nou dat hulle hul eie dorpies gehad het, né? Reg, kom ons praat oor hul diere. Hulle het mos beeste, skape en bokke gehad. Kan jy aan twee goed dink waarvoor hulle hierdie diere gebruik het? Waarvoor was hulle so nuttig? O, daar's 'n hele paar regte antwoorde. Hulle het die diere natuurlik gebruik vir kos, dink aan melk en vleis. Hulle was ook soos die trekkers en karre van daardie tyd. En hulle het gehelp met die harde werk, soos om die lande te ploeg. As jy enige twee daarvan gehad het, is jy 100% korrek. So, jy kon nie sommer enige plek jou huis en jou landerye gaan opslaan nie. Die boere moes baie slim kies. Watter 3 dinge was absoluut noodsaaklik vir 'n nuwe dorpie om suksesvol te wees? Hier is hulle, die 3 goue reëls. Eerstens, vrugbare grond vir jou plante. Tweedens, 'n goeie klimaat met baie sommerreën en derdens, hoop 'n goeie gras of weiding vir jou vee. As jy daai 3 dinge gehad het, was jy reg vir 'n goeie lewe. Nou, wanneer jy op een plek bly en 'n hele dorp bou, dan verander jy die natuur om jou, né? So, wat was die boere se impak op die omgewing? Hoe het hulle die landskap laat anders lyk? Ja, hulle het 'n baie groot impak gehad. Anders as die Khoisan, wat amper geen spore gelos het nie, het die boere bome afgekap om plek te maak vir landerye en hulle dorpies gebou. Hulle het die omgewing regtig gevorm om by hulle behoeftes te pas. Hierdie is nogal interessant. Vandag koop en verkoop ons mos grond, maar dinge het toe heeltemal anders gewerk. So, hoe presies het dit gewerk? Wie het op die ou end die grond besit? En dit is so interessant. Niemand het die grond eintlik besit nie. Dit het aan almal, die hele gemeenskap behoort. Die hoofman het dan gehelp besluit hoe die gemeenskap die grond die beste kan deel, sodat almal 'n plekkie het om te plant en hul vee te laat wei. Dit was 'n regte spanpoging. Julle doen fantasties. Ons is al by ons laaste deel, saamleef en handel. Die boere was mos nie alleen in die land nie, né? Hulle het die Khoisan raak geloop. So, kom ons kyk 'n bietjie hoe hulle oor die weg gekom het. So, hoe weet ons vandag dat hulle oor die algemeen vriende was? Dink soos 'n speurder. Watter leidrade wys vir ons dat die boere en die Khoisan vreedsaam saamgeleef het? Daar's 'n hele paar goeie leidrade. Hulle het handel gedryf, wat beteken hulle het goed met mekaar geruil. Ons het ook Khoisan kunswerke in die boere se dorpies gevind, maar die grootste bewys van almal, hulle het met mekaar getrou en familie saam begin. Dit wys mos hulle was goeie bure. Reg, laaste vraag vir vandag.
Ons weet hulle het goedere geruil. Wat was daardie een supernuttige ding wat die Khoisan by die boere gekry het, wat hulle lewe makliker gemaak het? Die antwoord is ystergereedskap. Dink daaraan. Die boere kon yster superwarm maak en dit in sterk spiespunte en messe verander. Die Khoisan, wat nog klipgereedskap gebruik het, kon skielik hierdie baie beter gereedskap kry deur te ruil. Dit was 'n groot upgrade vir hulle. En dis dit. Julle het dit gemaak. Pyk gedoen al. Ek hoop dit het julle geheue 'n bietjie verfris. Onthou, elke vraag wat julle vandag reg gekry het, is nog 'n stukkie selfvertroue vir daardie eksamen. Julle is een groot stap nader. So, voor ek groet, dink net gou, wat was die interessantste ding wat jy vandag weer gehoor het? Hou daardie gedagte vas. Baie sterkte met die res van julle leerwerk. Julle het hierdie. Gaan wys hulle wat julle kan doen. Totsiens!